Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Markus 13 van vers 1 tot 13, die begin van Jesus Christus se profetiese rede. Kom ons gaan luister en lees saam van die Heilige Gees wat Christus ons in hierdie gedeelte leer. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Onse Vader in die hemele, as ons die naam aanroep, dan wil ons U verheerlik, wil ons U naam groot maak. Kan ons dit net doen in aanbidding? Kan ons dit net doen in die naam van Jesus Christus? Dankie vir hierdie heerlike vrymoedigheid, dat U hierdie lig in ons harte laat skyn deur U Gees, en deur U woord, dat ons Christus kan ken, dat ons hom waarlik kan ken as ons verlosser en ons redder. Wil U self kom, o Gees van God, en ons harte oorweldig, nie net met die waarheid van die woord nie, maar ook met die lewe daarvan, die nuwe lewe wat daar in Christus is. Lei ons dan ook so op 'n ewige weg. Maar Vader, ons moet bely, as ons self moet kies, sal ons altyd verkeerd kies. As ons op ons eie krag moet staatmaak, dan is ons vir ewig verlore. Kom, o Gees van God, vernuwe ons harte en ons denke, sodat die lig nie net in ons harte sal inskyn nie, maar dat daar ook vanuit ons 'n lig sal skyn wat na Christus toe wys. Kom ons hier te hulp. Ook nou, as ons U ontmoet in die lig van U woord, wees U self die krag, die onderwyser, die leermeester, die prediker, en wil U self voorgaan en ons Here en ons Verlosser verheerlik. Maar ook dat dit ons sal bring by ons ewige tuiste, by ons hemelse Vader. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Markus 13. Markus 13 van vers 1 tot 3. Julle sal onthou, verlede week het ons gekyk na die reiniging van die tempel. Dit was so op die maandag gewees, voor Jesus se kruisiging. Kom ons lees hierdie gedeelte in Markus 13. Toe hy die tempelterrein verlaat, sê een van sy disippels vir hom: Meester, kyk net watter indrukwekkende klippe en geboue. Jesus sê toe vir hom: sien jy hierdie groot geboue? Hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Terwyl Jesus op die Olyfberg reg oor die tempelterrein gesit het, het Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas om een kant gevra: Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken wees dat al hierdie dinge volbring sal word? Jesus het hulle toe geantwoord: Pas op, dat niemand julle mislei nie. Baie sal in my naam kom en sê, dit is ek, en hulle sal baie mense mislei. Wanneer julle van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik raak nie. Dit moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Want nasie sal teen nasie in opstand kom en koninkryk teen koninkryk. Daar sal aardbewings op een plek na die ander voorkom en daar sal hongersnood wees. Hierdie dinge is die begin van die smarte. Maar wat julle betref, let op, wat julle betref, met ander woorde as die Gees met ons praat, wat julle betref, ontdekkersgemeente, wees op julle hoede. Hulle sal julle aan sanhedrins oorlewer. Julle sal in sinagoges geslaan word en voor prokurators en konings teregstaan ter wille van my, sodat julle voor hulle kan getuig. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Wanneer hulle julle gevange neem en julle oorlewer, moet julle nie vooraf bekommer oor wat julle moet sê nie. Maar wat ook al op daardie oomblik aan julle gegee word, dit moet julle sê, want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. Broer,
sal broer aan die dood oorlewer. En 'n vader sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie einduit volhard, die sal gered word. En die laaste vers is ook ons fokus, maar julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie einduit volhard, die sal gered word. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en dit ter harte neem. Stel jouself voor, ek sou nou vanmôre 'n regeringsamptenaar gewees het en vir julle gesê het, ons gaan vanmôre af begin om die Voortrekker Monument af te breek. Mense, al die burgerregte groepe in Suid-Afrika, en ek dink al die Afrikaners, ek dink meeste van ons sal begin skreeu en te kere gaan. Ons gaan alles in ons vermoë doen om dit te keer, om daai besluit omgekeer te kry. Nou in die gedeelte waarna ons geluister het, wys een van Jesus se disippels hom op die skoonheid en op die grootsheid van die tempel as hy sê, Meester, kyk net watter indrukwekkende klippe en geboue. Die tempel was die hart en die siel van Israel. In die antieke wêreld was dit met groot stene gebou en al die goue insetsels en oortreksels in hierdie tempel wat op Berg Sion gestaan het, moes 'n meesterlike stuk kunswerk of dit moes so aanskoulik gewees het. Vir vriend en vyand was die tempel wat ons weet deur koning Herodes so pas opgeknap was, nie omdat hy so godsdienstig was nie, maar omdat hy die guns van die Jode wou wen. Ja, was dit 'n wonderwerk op 'n berg. Maar vir eeue was dit ook die godsdienstige middelpunt van Israel se verbondsverhouding met God. Die tempel het op presies dieselfde berg gestaan as waar God vir Abraham gesê het, hy moet vir Isak gaan offer, Berg Moria. Sedert die bou daarvan in die tyd van Salomo, was dit die plek waar God se volk om geloof en geprys het? Was dit die plek waar hulle oor en oor offers gebring het en waar daar versoening tussen hulle en God bewerk is? Was dit die plek waar hulle geskiedenis, hulle kultuur, hulle kinders, hulle harte en siele, alles bymekaar gekom het in die teenwoordigheid van die enigste ware God? Dit was die enigste plek waar hulle duidelik kon sien, kon beleef, dat God hulle as sy kinders seën. Die tempel, luisterryk, indrukwekkend, wonderwerk, God verheerlikend vir eeue. En as dit aan Jesus uitgewys word, antwoord hy, sien jy hierdie groot geboue? Hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie, alles sal afgebreek word. Mense, kan ons dit indink? Die ontsteltenis, die verwarring, die opmerkings en die vrae wat daar in die harte van Jesus se disippels moes opgekom het. Dink net aan al die vrae wat hulle met mekaar moes gedeel het, terwyl hulle deur die Kidronvallei na die oorkant, na die Olyfberg gestap het, waar hulle daar op die Olyfberg gaan sit het. Ja, gedurende hulle omwandelinge met Jesus, tydens sy bediening, moes hulle byna gewoond geraak het dat Jesus baie keer dinge gesê het wat vir hulle vreemd was, dat hy dinge gedoen het wat vir hulle vreemd was. Maar dat die tempel afgebreek gaan word, dit kan nie, dit mag nie. En as toe hulle op die Olyfberg kom, van waar hulle hierdie mooi en indrukwekkende tempel kon bekyk, dis hier waar die binnekring erg verward, erg ontstel, ja, van die binnekring disippels na Jesus toe kom en vir Jesus vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken wees dat al hierdie dinge volbring sal word? En hulle vraag wys daarop, dat selfs hierdie binnekring disippels van Jesus het nog so vasgekyk in die hier en die nou. Hulle verwagting van 'n Messias was nog so gerig daarop dat hy 'n aardse koninkryk moet kom vestig en dat daar 'n totaal nuwe bedeling hier op aarde moet gebeur. En is dan
terwyl hulle na die indrukwekkende tempel kyk, na Jesus se opmerking dat die tempel afgebreek gaan word, en sy disippels nog steeds vasgevang is in die hier en die nou van hulle eie Messias verwagting, dis dan wanneer Jesus begin met sy bekende profetiese rede. Miskien net voor ons verder gaan, kom ons kry net gou die tydlyn mooi reg. Die gedeelte waarna ons geluister het, bring ons uit by die Woensdag voor Jesus se kruisiging. Ons weet die Sondag is op die rug van 'n donkie Jerusalem binnegelei, waar mense hom geloof en geprys het. Ons het verlede week gesien dat hy die Maandag die tempel gereinig het, en met die vervloeking van die vyeboom het hy reeds aangedui dat die Ou Testamentiese godsdiens op die punt gestaan het om te verdor. En daarom gaan die tempel nie meer nodig wees nie, want ons gaan God in gees en in waarheid aanbid. En die Dinsdag het hy by die tempel, julle kan gerus Markus 12 gaan lees, het hy letterlik met elke sekte en denkerigting en godsdienstige groepering binne die Joodse volk, het hy geredeneer. Hulle het hom teengestaan, hulle het hom in 'n strik probeer lei. En jy kon duidelik sien dat hulle begin het om 'n komplot teen Jesus te begin voer om dood te maak. Want ons moet onthou, Jesus het reeds 3 keer vir sy disippels reguit gesê, dat hierdie ouens wat daar in die tempel vir hom vra, dat hulle gaan hom kruisig, maar dat hy op die 3de dag gaan opstaan. Hy het dit reeds 3 keer vir hulle gesê. Die Woensdag was Jesus weer by die tempel. En dit is net nadat hy almal se aandag gevestig het op die weduwee se offergawe, en waar hy vir hulle geleer het, dat God nooit na ons hand kyk, of hoeveel geld ons by 'n plek ingooi nie. Ook in ons godsdiens kyk hy nooit na die uiterlike rituele nie. God kyk altyd, wat vir hom die belangrikste is, na ons harte. Dis asof hy vinnig vir hulle wil wakker maak, waarna kyk God by hierdie weduwee, hy kyk na haar hart. Ja, let fyn op. Jesus het vir 'n baie kort oomblik dit vir ons so duidelik gewys. Daar was so baie uiterlike godsdienstigheid en offergawes by die tempel. Die tempel het letterlik gedrup van uiterlike godsdienstigheid. Maar die harte van die kerkleiers, die harte van God se volk, was ver van hom. Ja, die oomblik was reg vir God se koninkryk om in Christus helder en duidelik deur te breek. Die kruis en die leë graf was enkele dae weg. God se groot oomblik in die geskiedenis staan op die punt om aan te breek. En dis dan wat Jesus, kom ons sê vir sy disippels, sy binnekring disippels, 'n bird's eye view. Ek weet nie wat sy Afrikaanse woord daarvoor nie, is dit 'n arendsoog kyk gee oor wat vir hulle wag. Elke keer in die Bybel, julle kan maar gaan kyk in die boek Daniël en in die boek Openbaring, ook hier in die profetiese rede, as God sy kinders so 'n arendsoog kyk bietjie gee oor wat op hulle wag en wat vir hulle voorlê, doen hy dit altyd wanneer hulle erg swaar kry, en wanneer hulle erg verward is, maar wanneer hy hulle wil bemoedig. So ons moet altyd die profetiese rede lees in die lig, dieselfde as die boek Openbaring en die boek Daniël. God praat met ons hier en hy bemoedig ons. Christus bemoedig ons hier in die profetiese rede. Nie net aan die eerste lesers nie, maar ook aan ons kom Jesus deur sy woord en sy gees en hy sê vir ons, julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie end uitvolhard, die sal gered word. Kragtig, 'n belofte van ons Here. Die sal gered word. Terwyl hulle na die tempel kyk en hy weet sy disippels gesien het wat die afgelope 2 dae by die tempel met hom gebeur het, hoe die kerkleiers hom behandel het, ja, stel hy dit baie duidelik aan hulle. Julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam.
As ons in ag neem, dat die evangelie volgens Markus, ja, nou ons weet net so terloops ook, Markus was 'n meeloper van Paulus, maar veral van Petrus. Hy was ook die eerste evangelis, of sy evangelie was die heel eerste geskryf. Hy het heel moontlik, kom ons sê, met al Petrus se notas en in opskrywings gesit. En ons kan ook aanvaar, meeste geleerdes aanvaar dat hy in Rome hierdie evangelie geskryf het, so omtrent in die tyd 60 en 65 na Christus, so 30 jaar min of meer na Jesus se hemelvaart, né? En ons weet, dit was 'n uiters moeilike tyd in die kerk destyds gewees. In 49 na Christus het koning Claudius, het hy al die Jode uit Rome uit verban. Nie net die Christene nie, maar al die Jode wat moes maak dat Jode wat toe hulle vervolg was in Jerusalem, toe hulle nou in Rome 'n heenkome moes vestig, moes hulle weer pad gee en 'n heenkome gaan vestig. Maar hulle het die evangelie met hulle saamgevat, en die mens kan indink in wat so moeilike omstandighede het hulle gedompel het. Ons weet ook dat Petrus min of meer in hierdie tyd onderste bo opgehang is, volgens buitebybelse getuienis. Nou, of het voor Matteus sy evangelie geskryf het, of na, dis nie vir ons duidelik nie. Ook weet ons, dat die bloedige vervolging van keiser Nero was in die jare 64 en 65 na Christus, en die verwoesting van die finale verwoesting van die tempel was in 70 na Christus, en die tempel is tot op hede nog nooit weer herbou nie. Die mense aan wie Markus geskryf het, moes reeds op die horison gesien het, hier kom groot moeilikheid. Hulle het reeds swaar. En die moeilikheid word nie minder nie, dit word net meer. Ons kan ons indink, hoe dit hulle moes ontmoedig. Hoe dit miskien beter geword het om in die geloof uit te sak. En soos die wêreld maar net aan te gaan in ongeloof. En daarom moet ons altyd Jesus se profetiese rede verstaan as woorde van bemoediging. As Jesus ons oproep om op ons hoede te wees, waarsku hy ons. Hy beloof amper aan ons. Hy gee ons die sekerheid dat om 'n gelowige te wees nooit maklik gaan wees nie. Hy wys ons veral op 4 dinge. Die eerste ding sê hy, pas op dat niemand julle mislei nie. Hierdie woordjie mislei, hy wys ons onmiddellik op die slang daar in die paradys wat vir Adam en Eva mislei het. Enige misleiding vat my weg van die waarheid. God se waarheid, sy woord, die waarheid van die evangelie. Enige misleiding wat my wegvat van die suiwer evangelie. En mense, het ons nie soveel misleiers in ons tyd nie. Wat die evangelie selfs op so 'n mooi manier verkondig, dat ek altyd in die middelpunt staan. En Jesus maar eintlik maar net iets of iemand is wat ons gebruik. Daar's soveel mense, Jesus waarsku vir ons, dit gaan so wees. Hy waarsku ons ook teen oorlog, gerugte van 'n oorlog, want nasie sal teen 'n nasie in opstand kom. Tereg het iemand gesê, maar die geskiedenis van die wêreld word letterlik geskryf van die een oorlog na die volgende oorlog. Dis ook die geskiedenis van die kerk, ons gaan nou kyk hoekom. Ons beweeg van die een oorlog na die alvolgende oorlog. Hy sê ook daar gaan aardbewings wees. Dit gaan op baie plekke voorkom. Hoe sien ons dit nie vandag nie? 4 spiewende berge, aardbewings, tsunamies, siklone, storms, wat hoeveel mense doodmaak op een slag. Dit is gereeld in die media. Daar sal ook hongersnood wees. In 'n wêreld waar daar ongekende rykdom is daar 'n teenoorgestelde, 'n ongekende armoede, mense wat in extreme, uiterste armoede lewe. Sien, as Jesus hierdie dinge aan ons uitwys en sê, hierdie dinge is die begin van smarte, leer hy ons, dat vanaf sy hemelvaart, leef en beweeg sy kerk, leef en beweeg elke gemeente en elke gelowige, nie net in afwagting dat Jesus enige oomblik nou gaan terugkom nie, maar, en dit is belangrik om dit ter harte te neem, in die tyd tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms, gaan sy navolgers gehaat word. Dit gaan nie die gunsteling mense hier op aarde wees nie. Die woorde wat Jesus hier gebruik, dit wat ons gaan beleef,
dui op die geboortepyne van 'n vrou. Vrouens, julle sal vir ons sê hoe dit moet voel vir ons mans. Dis nie maklik nie. Dis seer. Die kerk van Jesus Christus sal in die tyd tussen sy koms en wederkoms in geboortepyne vasgevang wees. Elders beskryf Jesus het, ons gaan ook ons kruis moet opneem. Watter mooier beelde moet ons nog vandag vir mekaar sê, mense, Christenskap gaan nie maklik kom nie. Geboortepyne, kruisdra, dis kerk wees, dis gelowige wees. Net soos Jesus in sy tydens sy bediening so geheel en al anders as die kerkleiers van destyds geleer en gedoen het, en die mense om daaroor gehaat het, is die kerk van vandag ook 'n teenkultuur. Ons koning roep ons om so anders as die wêreld te wees, want juist dan skyn ons lig op sy helderste, en daarom moet ons weet, ons gaan nie bemindes in hierdie wêreld wees nie. Jesus beskryf die woordjie hier, ons gaan deur hulle gehaat word. Dis 'n sterk woord. Julle verstaan die woordjie haat. Ons gaan nie gunstelinge wees nie, ons gaan gehaat word. Nou kan ons vra, maar hoekom sit Jesus sy kerk deur al hierdie elende en swaar kry? Jesus gee die antwoord. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Al maak die sondige mens dat die geskiedenis van die een oorlog na die volgende, van die een elende na die volgende beweeg, bly die geskiedenis ook God se geskiedenis waarbinne hy, midde al die stukkend en die swaar kry, die bruidskerk van Christus versamel. En die beste manier om op jou hoede te bly, om in die geloof vas te staan. Dit is so mooi, as Paulus vir Timoteus bemoedig om vas te staan, as hy op die punt staan om uit te sak, hy is moedeloos, hy wil oppak, hy het genoeg gehad. Dan skryf hy vir Timoteus, verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering. Wetende, Timoteus, dat jy nie bemin gaan word nie. Maar jy is hierin, lê jou krag as die Gees in jou gaan werk, as jy die woord tydig en ontydig verkondig. Die Engels is so mooi, in season and out of season. Of het jou bemin gaan maak of onbemind. Ook hier is Jesus 'n waarskuwing baie duidelik. In hierdie gedeelte herhaal hy die woordjie 3 keer. Oorlewer, dat ons oorgelewer gaan word. Dis 'n woord wat in die volgende paar hoofstukke tot en met Jesus se kruisiging gaan dit op hom van betrekking kom, en dan gaan ons die woordjie oorlewer 'n klomp kere hoor hoe hulle hom gaan oorlewer. So dis niks gebeur met ons wat nie reeds met Christus gebeur het nie. Jesus se navolgers moet weet dat die eerste vervolging vanuit ons eie binneste kom, die Sanhedrins en die sinagoges van ons tyd, ook ons Sanhedrins en sinagoges van ons tyd gaan ons oorlewer. Die valse kerk waar die mens met sy eie ek en opinies in die middel staan, hou nie van die waarheid van God se woord nie. As jy in die waarheid gaan vas staan, verwag vervolging, bespotting, en dat hulle jou belaglik gaan maak. As Jesus ons bemoedig, waarsku hy ons, dat sy kinders ook voor prokurators en konings tereg staan ter wille van my. Nog nooit in die geskiedenis was daar soveel van Christus se vervolgers in die tronk, soos op hierdie oomblik nie. Soveel van Christus se navolgers wat bloediglik vervolg word, soos juis vandag nie. Volgens 'n sendingorganisasie One Vision Army is daar op hierdie oomblik ten minste 1 miljoen Christene in Iran. Maar hulle kan nie kerk, soos ek en jy nie. Want as iemand agterkom hy's 'n Christen,
gaan hy nie die volgende dag die lig sien opkom nie. Al het hulle maniere hoe hulle aanbid, hoe hulle die evangelie verkondig, maar is 'n duur prys om te betaal as hulle weet jy is 'n Christen. En weet julle wat is die aangrypende? Die kerk groei in Iran, in China, in Korea, in die Midde-Ooste. Ek wens ek kon sê in Suid-Afrika. Dink net, hoe moet hulle en soveel ander gelowiges vandag wêreldwyd nie vashou aan hierdie een belofte, maar wie eintyd volhard, die sal gered word. Sien, vir hierdie mense is hierdie belofte 'n groter sekerheid in waarheid, selfs as die werklikheid dat iemand my nou dood kan maak. Laat ons dit duidelik stel, Jesus praat nie hier van almal wat swaar kry nie, maar hy praat met diegene wat einduit vasklou aan die evangelie, die goeie nuus van God oor sy seun, Jesus Christus. Om te volhard beteken om te bly staan, om bidend deur die krag van die Heilige Gees en in die lig van die Bybel vas te staan in jou geloof in Christus die gekruisigde, die Here wat uit die dood uit opgestaan het. Al stap almal om my weg, al bespot almal om my, ek sal aanhou glo, al ly ek bloediglik, ek staan vas. Op die keper beskou, as jy hierdie gedeelte mooi gaan deurlees, gaan doen dit gerus by die huis, maak Jesus eintlik in hierdie gedeelte meer as een belofte, of hy gee vir ons sekerhede. Die eerste een, hy verseker ons, dat sy navolgers, dat daar lyding en swaar kry op ons wag. Nêrens in die Bybel word ons rykdom, goeie gesondheid en hemelse geluk hier op die aarde beloof nie, as ons vir Jesus genaagvolg nie. Die teendeel is waar. Jesus is baie duidelik daaroor. Hy beloof ons ook dat swaar kry en lyding juist die verkondiging van die evangelie gaan bevorder. Die een waarheid wat die geskiedenis ons geleer het, ook vandag, is dat hoe swaarder God se kinders kry, hoe meer groei die kerk van daardie spreekwoord, dat die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Laastens beloof hy elkeen van ons wat in 'n ware geloof volhard en bly vas staan, julle sal gered word. Dis eie belofte aan elkeen van ons. Ja, ons kan ons koning met hoop en vertroue inwag, terwyl ons getrou op ons pos bly. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemele, hierdie is baie kragtige woorde van ons Here Jesus Christus, en dankie dat U dit deur die Gees vir ons laat opskryf het, dat ons dit van harte kan glo, dat ons dit kan omhels. Ja, wil U kom, o Gees van God, en werklik ons harte en ons gedagtes met hierdie gedeelte bemoedig en versterk. Dat ons nie moedeloos sal word nie, maar dat ons juis sal aanspoor om Christus te bely, om lief te wees vir U woord, om moeite te doen om U woord te ken en Jesus na te volg. Here, bewaar ons teen misleiers. Bewaar ons daarteen dat ons van die wêreld sal hou en so graag saam met die wêreld se stroom sal wil wees. Here, bewaar ons ook teen gemak. Dat ons so gemaklik raak, dat ons nie agterkom dat ons in ons navolging van Jesus maar net so lyk soos die ongelowige wêreld, en dat ons maar meedoen in alles wat hulle sê en met alles wat hulle doen nie. Ja, bewaar ons teen die misleiers van hierdie tyd. Kom vestig in ons harte die waarheid van die woord, maar bo alles sterk ons deur U Gees, dat ons kan volhard, kan vas staan in 'n ware en 'n kinderlike geloof aan ons Redder, Jesus Christus ons Verlosser. Dit bid ons in sy naam alleen. Amen.